En suster, ek wil aan elkeen van u ook sê, 'n baie geseënde Christusfees. Nou, dit klink snaaks, die ou sê, maar Christusfees. Weet, Kersfees is so kommersieel. Christusfees sê eintlik waaroor gaan dit, né? Nou, eergister het my vrou my winkels toe gesleep. Sy het my gesleep en dit was 'n verskriklike ervaring. Nee, arm ek. En ek het gaan kyk. En ek bedoel, ons was by Kolonade, dis groot. Ek kon nie Jesus sien nie. Ek praat van op die vensters, op die kersbome met die persente en met die bome en Santa Claus en sy gewaar. Ek sien Jesus nie. En weet jy, toe ek nou die gedeelte weer gaan lees, en weet jy, van die begin af, was aan die plek vir Jesus. Dink so 'n bietjie toe hy gebore is. Daar was die plek vir hom nie. Niemand wou plek maak nie. Nie die herberge van daai tyd, hotelle soos ons dit ken, of daar was die mense wat aangebied het om hulle in te neem. Daar was nie plek vir Jesus nie. Van sy geboorte af wou die wêreld nie vir hom plek gee nie. Hy is in 'n stal gebore tussen diere, in 'n krib. Want daar was nie plek vir hom nie. En weet jy, selfs op Kersdag, ons gee nie plek vir Jesus. Dis hoekom ek so bly is julle so oggenddier dat julle hom ten minste plek gee. Want hy het nie plek daar buite op Kersdag nie. Dis die Here se geboorte wat ons herdenk, maar Kersfees gaan definitief nie daaroor. En dis hoekom dit so wonderlik is om in die kerk te wees op Kersdag, want dit is die Here se dag. Jy weet, baie ouens sê, ja, dit is 'n familiedag, luister, familiedag's môre, die 26ste. Nee, op Kersdag nie. Want Kersdag gaan oor Jesus. En ek het eintlik so gesmaal, want my kleinseun, hulle bly mos nou vir tyd wel by ons, en ek het eintlik so gesmaal, want hy was ook nou nie heeltemal seker waaroor Kersfees gaan nie, en toe het ma nou 'n pragtige storie gekry. Wat is sy storie se naam? Annika? Iets van 'n staar? Ja man, ek vir ons sal vir die naam stuur. En dit is nou so pragtige tekenprent oor die geboorte van Jesus en waar dit gaan, en met die wonderlikste musiek, en ek het my verstom, en hierdie laaitjie het gekyk, ek dink hy weet nou waaroor gaan het, oor Jesus wat gebore is. En dit is wat ek vanoggend u wil heen terugvat, en ek gaan nie baie lank wees nie, maar ek gaan vanoggend met u praat, en ek gaan met u praat oor Kersdag, toe God na die mense kom het. Want weet jy, wat het God gedoen? Hy het Jesus Christus nie die godheid weggevat nie, maar het sy godheid eenkant toe geskuif op 'n stadium om mens te kom word vir ons. En die Bybel sê hy het volledig mens geword. Beteken alle emosies wat ek en jy beleef, het Jesus beleef. Hy was volledig mens. Ja, hy was God ook. Maar dink nou net, God in die hemel, Jesus in die hemel, seun van God, en hy skuif dit eenkant toe om mens te kom word, sodat die mens hom uiteindelik moet kruisig. Ek wil nie saakies, maar ek sal dit doen nie. Gelukkig is God groter as ons, en hy dink groter as ons, en anders was ons hier nie. Maar kan jy sien waaroor gaan dit? En dis hoekom ek wil praat oor toe God na die mense kom het. En dis wat ons vandag herdenk, toe God na die mens gekom het, en ek wil so 'n bietjie stil staan naby en dit met die deel, want dit is vir my so kosbaar, as mens al hierdie goed vat, en is goed waarna mense gewoonlik kyk nie. En soos ek vir julle gesê het, van sy geboorte af wou die mense vir Jesus plek gee. Daar was nie plek nie. En die vraag is, as die Here in ons tyd gebore sou gewees het, sou jy plek gegee het in jou huis? Ek sou definitief. Ek sou op die vloer gaan slaap, ek sou hom my bed gee. Ek sou vir Josef en Maria my bed gegee het.
Maar broeder en suster, dis waaroor Kersdag gaan en ek en jy moet God vertrou en vir God vra om te help. Nou Lukas 2 vers 10 en 11 sê, maar die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek verkondig aan julle groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Vers 11, hy sê, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Dis wat die engele vertel, nou vertel het vir die herders. Hulle sê, dis wat vandag gaan gebeur. En hierdie storie wat ek gekyk het, saam met my kleinkind en my kinders, het dit so mooi geïllustreer. Weet, Jesus se geboorte was aan twee verskillende sye geopenbaar. Eerstens aan die herders, maar ook aan die wyse manne. Die herders in die veld en hulle los alles en hulle gaan om hulde te bring aan die Here. Die koning wat gebore is, Jesus. Die wyse manne, God praat met hulle deur 'n engel en sê moenie teruggaan na Herodes en hom vertel wat julle weet verder nie. En hulle kom by Bethlehem en hulle bring hom hulde. Hulle bring hom ere. Die koning van alle konings, die Here van alle Here. Nou as ons kyk na daardie stil nag, dis die nag wat die wêreld verander het. En weet jy wat, hierdie koning is nie in 'n paleis gebore nie. Maar dan was die plek vol nie, niemand wou hom aanvaar op daai stadium nie. Hy is in 'n stal gebore. Was nie plek nie. En daar was nie applous van die mense met die koning wat gebore is nie. Daar was maar stilte. Hierdie koning wat gebore is. Hy is nie by die konings gebore nie. Maar hy is tussen die herders, dis waar hy was. Die belangrikste nag in die geskiedenis, ek het nog nooit daaroor gedink tot gister nie. En dis hoekom ek het opgesit het, die belangrikste nag in die geskiedenis van die wêreld. Dis nog belangriker as die skepping. Want kyk hier, dis toe die koning van die konings gebore is, sodat hy uiteindelik die prys vir ons gaan betaal op Golgotha, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Nou Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword, dit beteken mens geword, van die vertaling sê volledig mens geword, en onder ons kom woon. Dis nie die mens wat God bereik nie, maar wat afkom na die mens toe. Dis hoekom ek sê, God het die hemel verlaat, en hy het sy seun gestuur, en hy het sy seun hiernatoe gebring. Die mens was verlore, skuldig, magteloos, totdat Jesus gekom het. En dis wat ons kinders moet vertel. Dis wat ons almal moet vertel van Kersdag. Nou die eerste punt wat ek hier wil uitbring is, dis God se inisiatief gewees. Was nie 'n menslike inisiatief nie. As ons teruggaan na Genesis 3, dan sien ons op 'n stadium toe sonde nou ingekom het. Daarvan in vers 15, ons 'n paar interessante goed wat daar gebeur, en ons noem dit ook die moederbelofte, die teoloë. Nou daai moederbelofte praat van, en God praat, hy sê, en ek sal vyandskap stel, en hy praat met die duiwel, né, tussen jou en die vrou, tussen jou geslag en haar geslag. Hy sê jy die kop vermolsel, jy sal hom in die hakskeen byt. En dit wys klaar terug na Jesus toe, wat uiteindelik sou kom, as mens kyk na waaroor daai gedeelte gaan. Jesus wat sou kom om uiteindelik die vyand te kom verslaan. Die mens was verlore, onskuldig en magteloos. Nou die sleutelgedagte hier by God se inisiatief is, God gee nie 'n leer om te klim op na hom toe nie. Hy kom self af. Dis nie awesome nie. Ek hoef nie op 'n leer te klim om hemel toe te wil gaan nie. Soos wat Jakob gedroom het nie. Nee, God is hier met ons. En dis wat Immanuel beteken, God met ons. Jesus was met ons. Hy was hier en hy is nog steeds hier deur sy Heilige Gees. Maar hy het afgekom en dis die dag wat ons herdenk. Nou tweedens, gaan oor God se nederigheid. God het gewys wat nederig is deur sy seun te stuur. Hy's God, hy het alles gemaak, hy het ons gemaak, hy het die wêreld gemaak, en tog het hy sy nederigheid bewys deur Jesus te stuur.
Dis die toppunt van nederigheid vir my. God, wat sy seun stuur, om vir ons te kom sterf aan die kruis, gebore te word as mens, deur al die emosies te gaan. Nou Filippense 2 vers 6 en 7 sê, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Jesus sê, ek het gekom om te dien, nie gekom om dienaar om gedien te word nie. Ek is hier om te dien. Dis nederigheid. En weet jy, ons moet ook so wees, dit moet nie gaan om al die eer te kry nie, dit moet gaan om te dien. En Jesus het gekom om te dien, hy het die gestalte van 'n, en hier so staan dit, van 'n diensknegt aangeneem. Nou is die skepper van die heelal. Wat het gebeur? Hy het 'n baba geword, hy het afhanklik geword, hy het koud en honger geword, hy het deur al die emosies gegaan. Dis wat Jesus kom doen het, die seun van God. Hy het afhanklik geword. Nou Kersdag wys hoe ver God se liefde gaan. Wie wat Kersdag moet gaan oor liefde, want dit is God se liefde vir my en vir jou. In Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis waaroor Kersdag gaan. God se liefde. Matteus 1 vers 21 sê, die engele Maria, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Jesus het gekom om te red, nie net om te leer nie. Die krib wys na die kruis, hy is gebore om te sterf, sodat ons kan lewe. Weet, daai nederigheid, daar's nie eintlik plek vir my nie. Wys heen kruis toe, want aan die kruis ook het almal hom verlaat, selfs sy disippels op daai stadium. En tog, hy kon seker so maak, en dan was almal dood. Maar hy het gesê, nee, my liefde vir hierdie mense is so, ek gaan vir hulle sterf, ek gaan my lewe vir hulle gee. Lukas 2 vers 10 sê, dis 'n groot blydskap, en dis die goeie nuus wat daar nou is. Hierdie goeie nuus sê, groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Broeder en suster, vandag is 'n wonderlike dag, dis 'n dag van blydskap, dis 'n dag om te glimlag, dis 'n dag om bly te wees. Want dis wat Jesus gedoen het. Weet, en ons gaan nou later, ekskuus, nou moet julle wakker staan daar agter. Ons gaan nou vir ons kinders geskenke gee. Maar ek wil nou vir die kinders sê, asseblief, dit gaan nie hieroor nie. Dit gaan oor Jesus. En as ons vir jou daai geskenk gaan gee aan die einde van die diens, sê hierdie geskenk, Jesus was ons grootste geskenk van alle tye. En dis waarin dit wys. Daai wonderlike geskenk, daai geskenk wat gemaak het dat ek en jy lewe kan hê. En dis wat so wonderlik is, en dis waarna toe ek en jy moet na strewe, en aan God vashou, te sê, Here, dankie vir daai wonderlike geskenk, wat U vir my gegee het. Dis daai goeie nuus vir gebroke mense. Verder sê hierdie goeie nuus, Jesus is daar ook vir die eensames en die gebrokenes. Die wat foute gemaak het, die wat moed verloor het, nie net vir die perfekte mense nie. My hart was gister verskriklik seer. Toe ons daar die spesiale pakkies aan ons welsyn mense gegee het. Want ek het die dankbaarheid gesien. Ek het by baie van hulle ook die swaar kry gesien. En ek het die wonderlikste boodskapies teruggekry om te sê, pastoor, jy gaan nie weet wat dit vir ons beteken nie. Die een het gesê, as dit nie vir dit was nie, sou ons nie kos op Kersfees gehad het nie. Dink as mens sulke goed beleef nie, dan weet jy nie regtig wat swaar kry is nie, nee. En dit was vir my special. En dit het pastoor Jaapie net so getref. Dit het ons getref gister. Dit was moeilik. Here, dankie dat dit so goed met ons gaan. Dankie dat dit so goed gaan dat ons kan saai aan ander waar dit nodig het. En ons het dit gedoen aan 45 gesinne en dit was net vir my
So special. Dit is as gevolg van Jesus se sterwe aan die kruis. En wat hy weer eens terugwys na Bethlehem in 'n stal en 'n krib waar hy gebore is, omdat hy nie 'n ander plek vir hom was nie. So Jesus is daar vir die eensaam en gebrokenes, ook die wat foute gemaak het, die wat moed verloor het, en nie net vir die perfekte mense nie. Daar's in elk geval geen perfekte mens op aarde nie, want almal het foute. So sorry suster. Weet jy, baie mense glo hulle maak nie foute nie, is altyd die ander ouens se skuld. Weet jy hoeveel ouens is in my spreekkamer? Die hele wêreld skuld hulle. Hy het so moeilik groot geword. Sy. En dis ma en pa se skuld dat hulle is waar hulle is. Dis broer en suster se skuld dat ek is waar ek is. Dis my ouma en oupa se skuld dat ek is waar ek is. Dis daai werk en daai ou en daai vrou en luister, het jy geweet, jy maak die keuse. Ek hoef nie te luister na Carol Annie, frik. Dis 'n keuse. Ek maak die keuse. Soos Jesus keuse gemaak het om mens te word, maak ek en jy keuses. En Jesus sê ek het vir jou gekom met jou foute. En dis die een van ons wat hier sit wat nie foute gemaak het nie. Ja, ons het en ons maak nog steeds foute. Maar omdat Jesus gebore is en uiteindelik vir ons gaan sterf het hy gesterf vir daai foute. Het hy gesterf vir daai sonde. Het hy gesterf vir al daai goed. En dis wat so wonderlik is. Vyftens, ware Kersdag vra reaksie, Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te wees. En daar is die kern, ek moet hom aanneem. Kersdag moet vir my daaroor gaan om weer plek te maak vir Jesus. Het hy plek in my lewe, het hy plek in my huis, het hy plek in my huwelik, het hy plek in my gesin. Ons moet plek maak vir Jesus. Kersfees is meer as net die liggies en die geskenke en daai vet ou. Die vraag is, het jy hom al in jou hart ontvang? Het jy al vir hom dankie gesê dat hy uiteindelik gebore is? Het jy al vir hom dankie gesê dat hy uiteindelik daai prys vir jou betaal het? Vir jou as persoon. Jy hoef nou eers na enigiemand te kyk, jy kyk na jouself. Die Here het dit vir jou gedoen. Nou Kersfees gaan oor om plek te maak in jou hart en dan ook dankie te sê. Ek wil afsluit die wonder van Kersdag. Kersdag beteken, en ek het nou genoem, Immanuel se letterlike betekenis is God met ons. So toe Jesus mens geword het, wat het gebeur? God met ons. God was met ons en God is nou nog hier deur sy Heilige Gees ook. Verder beteken Kersdag genade. God is vir ons. Hy is nie net met ons, hy is vir ons. Hy is aan ons kant. Hy is daar om die stryd te stry, saam met ons. Hy is daar in die oog van die storm. Derdens trou, want God het ons nie vergeet nie. Hy sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ouks nooit nie. Ons raak die pad byster nie. Dis nie God se skuld, dis ons skuld. Ons maak die keuse. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, hoewel hy ryk was, het hy terwille van julle arm geword. En kyk, hierso gaan dit nie oor wêreldse goed nie. Luister, as ek en jy eendag in die hemel is, gaan ons gaan ryk wees. Dis die wonderlikste ryk wat ooit kan wees. En dis nie hierdie ryk nie. En dis nie hierdie ryk nie. Dis iets anders. Dis iets wonderliks. En dat Jesus al dit opgesê het om mens te word en arm te word. Want sy paal was nie baie ryk nie. Hulle was arme mense.
Hy was maar 'n houtwerker, skrynwerker, sy pa. En Jesus het dit maar by pa ook geleer, hy het dit ook gedoen, totdat hy begin optree het, openbare optrede gehad het. Hy het arm geword. Nou wat is die uitdagings aan ons vandag? En dis nou waarmee ek nou heeltemal afsluit. Dit gaan nie net oor feesvier nie, maar aanbid. Ons moet God aanbid. Op Kersdag moet ons God aanbid en vir hom dankie sê. Dit gaan nie net oor onthou nie, maar oorgee. Vanoggend toe ons hy Kersliedere sing, het ek eintlik so hartseer geword. Ons sing dit 1 keer 'n jaar. Op Kersdag, en eintlik kan ons dit maar reg deur die jaar sing. Te sê, Here, dankie vir Kersdag. So. Dankie dat U gebore is. Want toe Jesus gekom het hoop 'n naam gekry. En wat is hoop se naam? Jesus. Hoop het 'n naam gekry, Jesus. So Kersdag gaan oor toe God na die mens toe gekom het. God het na my en jou gekom. Kom ons buig ons hoofde. Hemelvader, ons aanbid U. Ons loof en prys U naam. Dankie, Jesus, dat U mense word het, dat U gebore is, dat ons dit vandag kan herdenk. Jesus, want dit het uiteindelik gelei na Golgotha, dit het uiteindelik gelei na die opstanding, dit het uiteindelik gelei na die hemelvaart, dit het uiteindelik gelei dat U vir ons plek gaan berei het, sodat ons ook eendag kan wees daar waar U nou is. En dit het begin met die geboorte. Dit het begin daar in 'n stal in Bethlehem, waar daar geen plek vir U was by enig iemand nie, behalwe in 'n stal tussen die diere. Here, en ons wil U 'n groter plek gee as dit. Want partykeer skeep ons U ook so af, dat ons maar eerder sê, U kan maar daar in die stal gaan wees. Nee. Here, ons nooi in ons lewens in, ons nooi in ons huise in, ons nooi U in ons omstandighede in. En ons doen dit vanmôre. En ons aanbid U, Vader. U is 'n wonderlike God. Annika, gaan speel net vir my daai lied, ook kom nou en aanbid hom. Ons kom nou en aanbid U. En U gaan net so sit. Kom ons aanbid net die Here vir 'n paar oomblikke en dan gaan ons oor na die nagmaal toe. Dit is belangrik om nagmaal op Kersdag ook te gebruik. Want dis waarna toe dit uiteindelik gelei het, Golgotha. Ons kom nou en aanbid U. Dankie Koning Jesus. Ons kom nou en aanbid U. Ons kom nou en aanbid U. Ons kom nou en aanbid U. U Christus die Heer. Ons kom nou en aanbid U. 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 Want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig.
Sitplek neem. Pieter, julle kan maar uitdeel asseblief. Ons gaan nou die elemente uitdeel en dan sal ons nagmaal na die tyd gebruik. Dis almal die elemente het. So wag maar vir mekaar, dan gaan ons dit saam gebruik. Is julle reg, Anneke? Within a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the host of heaven with holy roar proclaim, one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God, is with us now, and the angels cry, holy, all creation
highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Dankie. Ek het net 'n stukkie wat ek wil lees vir ons die formulier lees en nagmaal gebruik. Dis een versie in Openbaring 1 vers 8. Jesus verskyn aan Johannes hier en hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Ons weet vanmôre, God het sy seun Jesus gestuur. Ons het dit vanoggend gehoor. Jesus is gebore en uit groot geword, uit begin bedien. Op 'n dag is hy gekruisig. En daai kruisiging het gemaak dat ek en jy kan lewe. Want hy het opgestaan die derde dag en ons het oorwinning saam met hom. Amen. Ons lees die formulier dan gaan ons nagmaal saam gebruik. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons neem die broodjie en ons eet hom saam. En net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Kom ons neem die sap en dan besef ons die bloed van Jesus het ons skoon gewas en heilig gemaak. In Korintiërs 11 vers 26 sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dit is wat ons vanoggend doen. Ons verkondig die dood van ons Here Jesus, saam met die feit dat hy dat hy gebore is vir ons. Kom ons sluit ons oë aan. Dank ons die Here. Here, baie dankie dat ons vanoggend nagmaal kan gebruik. Dankie dat ons u geboorte kan herdenk, Here, en saam met dit kan weet, u het groot geword en u het gesterf vir ons sondes. Here, u het gesterf vir ons sondes. En ons eer u daarvoor, Here, en u het ook opgestaan vir ons geregtigheid. U het opgestaan uit die dood oorwin.
doodryk oorwin. En die sleutels daarvan het U geneem. U het opgevaar na die hemel. Die Heilige Gees gestuur vir om in ons te kom woon. En U gaan eendag weer kom om ons te kom haal. Here, ons bring U al die lof en ons bring U al die eer en al die aanbidding en al die danksegging behoort aan U, Here. U is die koning van konings en die Here van die Here. Ons eer U vanmôre dat ons dit kan weet. Seën ons elkeen, Here, dat ons ook kan gaan en vir ander kan vertel van hierdie wonderlike Here wat ons dien. En ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Kom ons staan en sing nog een lied saam, al was ek nie daar nie. Weet ek dat ek weet dat ek weet, dat ek weet, dit is waar. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib en Maria, met die kindjie by haar. Dis asof die engel die boodskap nog bring van Jesus sy vrede wat harte laat sing. O was ek nie daar nie, ek weet dit is so. Die herders en wijsers het dit eerste geglo. En deur al die jare wou Jesus die kerk, die Gees en sy woord kom geloof in ons Daar sê, kom ons gaan net die hoofde buig, Here. Dankie dat ons op Kersdag hier kon wees, U dag. Dat ons hierdie Christusfees kon vier vandag. Waar U wat nie eers plek gehad het ergens toe U gebore is nie, nog steeds vir ons gebore is, nog steeds vir ons gaan sterf het aan die kruis, nog steeds dood en hel oorwin het, opgevaar het na die hemel, vir ons plek gaan berei het. Dankie Jesus dat U weer kom om ons te kom haal. Seën die kinders vandag. Here, en seën ons ook en help ons dat ons vandag net so sal vier dat dit U sal verheerlik. En ons bring U die lof en die eer in Jesus naam. Amen. Jy kan net die sitplekke neem. Dankie broeder en suster. Voor ons gaan vandag, die kinders moet net agterbly, almal 12 jaar en onder. Nou, ek kon ongelukkig nog nie betyds die bandjies kry nie. Dit is 'n aflewering, ek wag nog vir dit. Daai What Would Jesus Do, so sodra ek dit kry sal ek laat weet. Ek dink ek het weer 50 gekry en ek dink ons sal weer oor die bestellings van 50 ons hom al weer kry, maar dit vat ongelukkige tyd. Ek was, soos jy gehoor het, eergister by Kollenaar en daai bandjies is R55 een. So daar waar jy R10 vir hom betaal, kan jy verstaan, ons maak nie geld nie. So dis awesome dat ons julle kan seën met daai What Would Jesus Do bandjies. Ek het nie een aan nie want ek het al myne al weggegee. So ek moet nou weer kry. Okay, want elke keer as ek hierdie so verlangend staar, dan gee ek nou maar. Okay. Ons gaan ons kinders seën vanmôre, maar voor ons dit gaan doen, julle gaan sien hier staan twee sulke ander aunties hierso. Jy weet, dis nou nie heeltemal Santa Claus se vrou nie, dis my vrou. Maar met sulke ander ore op, so vandag is sy 'n Alfie, lyk dit my. Ek hoop sy gaan 'n Alfie by die huis ook wees. En dan Annika. Nou, ek het hulle gevra om vanoggend die geskenke uit te deel, want kiddies, daar staan die, amper sê ek aunties, die tannies wat volgende jaar die kinderkerk gaan beheer. So hulle gaan dit saam met 'n span doen. So ons begin sommer die oorskakeling reg. Julle gaan julle persent vandag by hulle kom haal en dan volgende jaar meld julle aan daar by die jeugsentrum vir kinderkerk. Elke oggend is daar kerk is.
as die skole weer begin. En ek sê vir hulle ook baie dankie. En as daar van julle is wat graag deel van die span wil word, want wat hulle graag wil doen is om seker te maak dat hulle so 'n bietjie roteer sodat julle daarom in die kerk ook kan kom. Dis redelik belangrik. So as jy in jou hart voel, maak hierdie bediening is op my hart. Kyk, gaan sien vir Melanie of Annika en dit gaan baie besonders wees. So baie geseënde Christusfees vir u. Mag u 'n wonderlike dag hê. Asseblief onthou, ons het Sondagdiens en dit gaan 'n besonderse diens wees. Ons kyk uit vir u en dan op die 31ste 6:00 die aand is ons nuwejaarsdiens of ons oujaarsdiens. Oujaar reg afsluit, nuwe jaar reg ingaan. En ons nooi uit om hier te wees. Ons het dit juis nie meer die middernag ding gedoen as gevolg van veiligheidsmaatreëls, maar ons het geskuif na 6:00 toe, so ons kyk uit vir die 6:00. Kom sluit die jaar reg af. Begin die jaar op die regte manier. Die Here het vir my besonderse boodskap gegee. Ek gaan self weer die boodskap bring en dis regtig iets besonders want die tema is God het 'n plan vir jou lewe. So dis waarmee ek die nuwe jaar gaan begin en die ou jaar gaan afsluit. God het 'n plan met jou lewe. So baie dankie. So ek gaan vra dat al die klein kiddies nou, so 6 jaar en onder, so van babietjie tot 6 jaar, julle kan gou kom. So mamma, papa, bring hulle gou. So, as jy ouer as 6 jaar, moet jy nog nie hier wees nie, jy moet nou kom. So 6 jaar, van 0 tot 6, julle kan nou kom. Dit is so goed om jou te sien, nou skattebol, ek is so bly jy het vir ons kom kuier. Julle mooi goed. Ja, en hierheen het net so mooi, ja. Kyk, en as jy jou persent gekry het, dan kan jy gaan sit. Daar sy baie seëninge vir die res van u. Michael, is goed om jou ook weer te sien, al die para van sy af. Here seën vir jou. Daar sê dat ons hulle lekker bederf. Wow. Daar sommer 3 tannie Melanie. Ek gaan hulle nou roep. Kyk, nou kom al die kinders van 7 tot 12. Al die kids van 7 tot en met 12 jaar oud. Julle kan nou vorentoe kom. Kyk, as jy 13 is en jy is volgende jaar nog in die laerskool, kan jy ook kom. Gaan geniet dit nou, Frik, hoor. En ons bid vir julle, hand van die Here oor julle daar in Nieu-Seeland. Ja, Megan is te groot. Dis net vir die kleintjies. Megan, sy dink aan jou, maar sy moet maar met jou deel. Want sy wil vra of Megan ook al kry, toe sê ek is net vir die kleintjies. Daar sê het almal van julle gekry. Jy sien, is ongelukkig vir kleiner kids, dis die probleem. Ok, die ander kinders wat hier is, julle kan maar ook kom haal. Die kinders, julle kan kom. Megan, jy kan kom haal vir jou, kom haal vir julle. Dis nou ongelukkig vir kleiner kinders, maar as daarom sweeties en goed in. So ek wil julle bless. Want as gevolg van die reën is daar baie minder kinders vandag. So, julle kan kry, omdat jy, dink nou net omdat julle gekom het.